Vandag is donderdag 11 Junie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan vertoef is Matteus 7 vers 1 tot 5. Voor ons die gedeelte gaan saamlees, nooi ek jou graag om daar waar jy is 'n kers aan te steek. Kers is alleen maar net 'n simbool dat ons help om in die oomblik stil te word. Te onthou dat die een wat die lig is vir hierdie wêreld in ons teenwoordig is. En daarom wil ek jou nooi as jy die kers aangesteek het om daar waar jy is net tot rus te kom. Bewus van die Here se teenwoordigheid binne in jou. Haal sommer 'n paar keer lekker diep asem. En wanneer jy inasem, asem die liefde, die lewe, die lig van God in. En wanneer jy uitblaas nou, gee vir die Here dit wat in jou gedagtes en jou emosies, dit wat voorop by jou is, wat die lewe dalk selfs donker maak, wat lewe kom steel en jou asem wegvat. Gee dit alles vir die Here. Herhaal dit sommer net 'n paar keer, totdat jy tuis kom in die oomblik. Matteus 7 in die 1983 vertaling. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou eie oog? Eigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Wat is dit wat by jou opkom? Waaraan dink jy wanneer jy die gedeelte hoor? Daar's min uitsprake van Jesus wat so dikwels aangehaal word en so misverstaan word. As jy is hierdie woorde, moenie oordeel, sodat julle nie geoordeel word nie. Ons leef eintlik so 'n bietjie in 'n tyd van oordeel. Mense word geklassifiseer. Ons sê mos vandag se jong mense. Ons praat van ou mense. Ons praat van Amerikaners. Ons praat van inkommers, en so kan ons aangaan. Mense word nie net geklassifiseer nie, ons kanselleer mense. Daar word gepraat van die cancel culture. Mense word geboikot, gekritiseer en afgeskryf as ek nie saamstem nie. Ons veroordeel en dikwels reduseer ons mense tot etikette. Sosiale media het amper 'n permanente hofsaal geword, waar almal regter is en niemand werklik luister nie. Maar terselfdertyd leef ons ook in 'n tyd waar mense ongemaklik geraak het met die idee van waarheid, of selfs van morele onderskeiding. Ek bedoel, wie is jy om enige iets verkeerd te noem? Is amper die vraag. Daar's 'n bekende aanhaling wat sê, there is so much good in the worst of us,
and so much bad in the best of us that it hardly becomes any of us to talk about the rest of us. So wat bedoel Jesus as hy sê, moenie oordeel nie sodat oor julle nie geoordeel word nie? Beteken dit dat alle waarheid relatief is, dat sonde nooit uitgelig mag word nie, dat daar geen morele onderskeiding is nie? Ek dink die teks wil ons verder help. As Jesus sê, moenie oordeel nie, dan gebruik hy die Griekse woordjie krino, wat die betekenis dra van 'n veroordelende, 'n finale uitspraak, soos wanneer die regter 'n vonnis vel en die hamer op die tafel kap. Dis nie net 'n gewone evaluering of onderskeiding nie, dis 'n finale, selfverheffende oordeel. En wanneer mens dan verder lees, word dit duideliker, die probleem is nie dat ons evalueer of onderskei nie, die probleem is wanneer ons onsself eintlik op die regterstoel plaas, asof ons die volle prentjie het. Asof ons sonder gebrokenheid is om die finale oordeel uit te spreek. En die manier waarop Jesus hierdie tema eintlik bespreek, is so kragtig. Hy gebruik humor. Want stel jouself vir 'n oomblik die toneel voor waarop hy uitbrei as hy sê, kyk eers na die balk in jou eie oog. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word is dokos, wat verwys eintlik na 'n konstruksiebalke, 'n tipe hout wat dakke gedra het. En Jesus sê, sien eers die hele houtbalk in jou oog, voor jy fyn chirurgie probeer doen om 'n splinter uit iemand anders se oog te haal. Jou eie sonde is nie net dieselfde as die ander persoon nie, dit is dikwels groter, dit maak dikwels dat ons blinde kolle het. Ons sien so maklik ander se tekortkominge, ander se ideologie, ander se verwondheid. Ons sukkel om ons eie trots en ons eie hardheid en ons eie liefdeloosheid raak te sien. Die mees gevaarlike van sonde in die bergrede hier in Matteus 5 tot Matteus 7 is dikwels nie die uiterlike immoraliteit nie, maar geestelike arrogansie. Die fariseer in ons almal, wat wil reg wees, wat wil beter wees, wat wil bo ander staan, maar in God se koninkryk staan niemand bo ander nie. Ons staan almal onder die genade. En dit sien ons dwars deur Jesus se bediening. Hy het nooit sondaars verneder of sleg gesê nie. Hy het met baie sagmoedigheid, genade en liefde bewys. Maar Jesus raak heftig. Hy noem mense huigelaars wanneer hy met die fariseërs en die skrifgeleerdes praat, wat hulle bo ander stel. Jesus se oordeel was altyd met liefde en sagmoedigheid, as ek dink aan die vrou by die put, ek dink aan die vrou wat op oorspel betrap is, en so kan ons aangaan. Wat doen die teksgedeelte en die paar gedagtes vandag met jou? Ek wil jou nooi om die genadige, liefdevolle, barmhartige en sagmoedige God raak te sien, wat ook vir my en jou wil vrymaak, en wat ons wil aanmoedig om sulke ruimtes vir ander mense te skep, van sagmoedigheid, en van nederigheid, van omgee, van liefde en van vergifnis. Wat maak die Gees in jou wakker? Praat met die Here daaroor.
Daar is hierdie baie mooi aanhaling van Rumi wat sê, out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there is a field. I'll meet you there. Dink vir 'n oomblik, hoe sal ons wêreld en ons gemeenskap lyk as ons mekaar nie ontmoet deur onsself te wil bewys as reg of ander te wil uithaal op wat hulle verkeerd doen nie, maar as ons mekaar aan die kant reg en verkeerd op 'n veld kan ontmoet, waar ons na mekaar se stories kan luister, mekaar werklik kan hoor en met sagter oë mekaar kan lief hê. Here, dankie vir u genade vir my. Dankie dat u in my gebrokenheid na my toe kom met liefde en met sagmoedigheid. Gee my daarom sagte oë en die dissipline om eers te luister voor ek my eie standpunt wil stel. Eers te hoor en die ander se ervaring raak te hoor voor ek net my eie wil laat geld. Amen.